Hallo julle, ek is so bly kry weer 'n kans om met julle te gesels. Ek wil graag vir julle vertel van die volgende episode. Toe ons gevoel het ons is gereed om te probeer vir 'n tweede kind. En ja, ek moet eerlik sê, daar was vrees. 2 keer het ons verlies gehad en 'n mens het die bekommernis en vrees dat jy weer deur dieselfde gaan. Maar ag, die Here is wonderlik. Hy gee mens moed en krag en wysheid om te weet die tyd is nou reg. Annelie het amper 6 geword, so dit was tyd. En die dokter in die Kaap by die Fetal Assessment Center het die vorige keer met Johan se swangerskap vir ons gesê dat ons met 13 weke 5 dae, presies daai datum, moet ons 'n afspraak maak as ek weer swanger is. En dit is die vroegste wat sy sal kan sien of alles reg is en of die swangerskap, of ons kan voortgaan met die swangerskap. So ja, ons het maklik swanger geraak, vinnig, en dit het eintlik baie goed gegaan. Ek is swanger wees is nie die beste tyd in my lewe nie. Ek is naar en ek is moeg en ek voel nie lekker nie. En ja, ek het nooit ek was 4 keer swanger en ek het nooit gevoel ek is on top of the world en ek is hierdie glowing pregnant woman nie. Ek is baie bly vir die wat dit kon ervaar. Vir my was dit ongelukkig nie so nie. Maar alles het relatief goed gegaan. 13 weke 5 dae is ons in die Kaap en ons is baie excited want vandag gaan ons die geslag hoor. En weet of ons kan voortgaan met hierdie swangerskap. En ag, wat 'n fantastiese wonderlike nuus. Dis 'n ou seentjie en ja, soos altyd het ons gebid en gevra, Here, as dit 'n seentjie is, wat moet sy naam wees? En dit was so duidelik. Sy naam is Carlo van die kerk. En hy was ons wonderwerk seentjie want hulle kon in die Kaap al sien op 13 weke 5 dae, alles is 100%. En ons kan voortgaan met hierdie swangerskap en ja, ons was baie dankbaar, baie opgewonde, baie net lof en eer aan die Here gebring. En die swangerskap het relatief goed verloop. Ek het so op 38 weke het ek urineweginfeksie gekry en ek is hospitaal toe opgeneem en weer ontslaan en toe opgeneem, of ontslaan en toe opgeneem, weer opgeneem vir die keiser, toe nou op sy beplande keiserdatum. Die keiser het ook relatief goed geloop, behalwe dat Carlo vrugwater gesluk het. Al die ander dingetjies was 100%, daar was geen probleme nie. So hulle het hom net vir precautionary in die ICU opgeneem en hy was so 4 ure in die ICU. Wat vir my bietjie sleg was, want ek wou hom so graag, so vinnig as moontlik aan die bors sit. Ek wou so graag hierdie keer suksesvol borsvoed en ja, maar ons is nie in beheer nie en ons is net baie dankbaar dat hy eintlik okay is en 4 ure later het hulle hom vir my gebring en ag, hy was net so moeg, hy wou net slaap. Sy bloedsuiker was seker bitter laag en ek en hy het 'n bietjie gesukkel dat hy latch, maar éventueel, ja, dit was wonderlik. Dit is vir my as mamma een van die wonderlikste ervarings om te kan borsvoed. En ek is dankbaar dat met Carlo kon ek dit baie suksesvol doen. So ja, dit was 'n groot blessing vir my. So ja, die eerste dag na Carlo gebore is alles goed afgeloop. Die tweede dag, die middag na besoektyd, het ek vir Jacques gesê ek is verskriklik moeg. Carlo is hier langs my, by my, het in sy wiegie, hy slaap, ek wil asseblief ook 'n bietjie slaap, so as hy loop moet hy vir my net die gordyne rondom my bed trek, en weet my, ek gaan my lig afsit, en dan kan ons tweeetjies lekker slaap en rus. En ek moes gedroom het, want ek het wakker geskrik, en ek was angsbevange, want my kind is dood. En toe ek vir hom kyk in die wiegie, is hy potblou en hy haal nie asem nie. En ek gryp hom uit sy wiegie uit,
en besef, maar my kind lewe, hy slaap eintlik nie rustig, hy het hom boeglam geskrik, en in daai oomblik het ek besef, ek het ontsettende vrees, as gevolg van die feit dat ons Johan se swangerskap moes termineer, dat ek hom verloor het, dat ek vir Marley verloor het. Ek het vrees dat ek vir Carlo ook gaan verloor, dat ek vir Annelie gaan verloor, en ek sit met hierdie ontsettende pyn, emosionele pyn wat ek nooit eintlik verwerk het nie. 'n Mens dink jy deur dit gewerk, maar ek het nie, daar het ek dit duidelik besef. Ek het vir Shaal gebel en vir hom vertel wat het gebeur, en eintlik wat gebeur het, is die gordyne om my bed, wat Shaal toegetrek het, was blou, en die lig wat van buite af geskyn het in daai oomblik, toe ek nou wakker skrik en ek is onderste bo en ek kyk vir Carlo en hy's blou, soos dit eintlik die lig wat deur die gordyne skyn. So ja, ek het vir Shaal gebel en vir hom gesê, ek besef, ek gaan moet werk maak hiervan, ek hierdie vrees, dit is vernietigend. En ek het my pastoor gebel en sy raad gevra, en hy het vir my 'n beraader se nommer in Bloemfontein gegee, Yvonne Lyn. En ek onthou ek nog vir hom gesê, ag, is daar nie dalk iemand hier naby nie, want ons bly in Kimberley, en Bloemfontein, weet, is 180 km, is nie 'n krisis nie, dis net, ek sit met 'n newborn en dit is net makliker, dis net baie makliker as dit iemand hier naby is, en ek het gedink, sulke tipe emosionele pyn gaan 'n mens herhaalde sessies moet gaan om van ontslae te raak. So, dis die rede hoekom ek gevra het vir iemand naby, en ek onthou, my pastoor het gesê, Marina, daar's 'n rede hoekom ek vir jou Yvonne se nommer gee. En ja, die Here het afsprake met 'n mens. En ek kan nie meer presies onthou hoe oud Carlo was nie, maar hy was nog baie klein, hy was nog newborn. En ja, ek het onthou my skoonma het die dag saam met ons gery om te help ook met Annelie, en ek het vir Carlo by my gehou, en Shaal en Annelie, my skoonma, hulle het 'n paar dingetjies in die dorp gaan doen. En die Here is so getrou. Klein dingetjies, groot dinge. So wonderlik net om 'n kind van die Here te wees, want hy laat alles ten goeie meewerk. En dit het so gebeur dat Carlo is by my, en ek sit by Yvonne en ons begin gesels, en sy sê vir my, Marina, sal dit met jou reg wees as my huishulp vir Carlo vat in sy waantjie en met hom gaan stap? Dat hy rustig slaap, dan is jy rustig, jy ontspan, want jy gaan nooit ontspan. Jy weet, elke keer as hy net 'n fooi dan kriebel, dan ek is van kinderdae af baie anxious 'n persoon, so ja, die Here het net geweet. En op 'n wonderbaarlike manier, en ek sê toe, ja, sekerlik, hulle kan gaan stap, en op 'n wonderbaarlike manier het sy een kombersie agtergebly. En terwyl ons sy berading gedoen het ons op 'n punt gekom waar sy vir my gesê het, Marina, jy weet, ek besef jy het nog nooit gerou oor Johan nie. Jy het nog nooit kon huil oor hom nie, want ek kan nie by die huis huil nie. Dis moeilik vir Shaal. Annelie kan dit glad nie hanteer nie. Ek moet glad nie eers, sy's baie emosioneel ingestel op my. Sy sal onmiddellik vir my vra, sy instap en 'n vertrek, mamma, wat's fout? So ek het dit net heeltyd hier binne my gehou. En Yvonne vat Carlo se kombersie en sy vou hom op, rol hom op soos 'n babietjie en sit dit in my arms. En sy sê vir my, nou gaan ek uit hierdie vertrek uit. En ek los vir jou en Johan alleen. Ek los hom in jou arms en jy gaan huil oor hom. Jy gaan jou hart oopmaak en jy gaan huil. En dit was so 'n bevrydende experience, want vir die eerste keer
daar was nie 'n time frame daaraan gekoppel nie. Ek is nie onder druk nie, ek is nie anxious nie. En ek kan, as ek klaar is, kan ek haar net, kan ek klop aan die deur en sy sal weet ek is klaar en sy kan terugkom. En sy het vir my gesê, wanneer jy klaar met die Here gepraat het en klaar gehuil het en jou hart uitgestort het en afskeid geneem het van Johan, dan gaan ons hom in die gees, so in jou arms gaan jy hom vir Jesus oorgee. In sy hande gaan jy hom oorgee, afgee en so sal jy afskeid neem en afsluiting kry van hierdie seer. En soos ek sê, dit was verskriklik bevrydend. Mense het soveel diep emosie partykeer in jou, maar omdat jy die hele tyd mense om jou het, of omdat jy nie tyd nie, of jy moet net cope, bly hierdie pyn binne in jou. En ek het 'n ongelooflike interessante artikel gister gelees, wat gaan oor ons emosionele tank, en van geboorte af, hoe ons net, jy weet, al hierdie goedjies maak jou tankie vol, of jou tank vol, en elkeen van ons het 'n ander manier om dit te hanteer, en ons almal ken vir veg en vlug en vries, en maar ek het nooit geweet, in Engels sê dit eintlik beter fight, freeze, flight of fawn. En fawn beteken om 'n people's pleaser te wees, om die hele tyd almal happy te hou om jou, ten koste van jouself. En ek vries, slaan net emosioneel toe, of jy weet, blank, en dan ek vries en dan fawn. Ek wil net almal om my happy hou. Maak nie saak, jy weet, of jy nie reg is nie, dit is maar my default. En op 'n stadium, dan kan jou liggaam nie meer al hierdie emosie hanteer wat jy nie die hele tyd binnehou nie. En die artikel gaan eintlik daaroor, hoekom jou liggaam partykeer vir jou pyn gee. En omdat dit al hierdie ongewerkte emosie is wat binne in jou lê, wat jy eintlik nog nooit hanteer het nie. Maar ja, daaroor sal ek ook in 'n latere video verder met julle gesels. Dit was net vir my baie interessant, en ook is wonderlik hoe die Here ook vir my en Shaal openbaar het in ons huwelik. Ek vries en hy fight. Dit is net ons default. En ja, of ek vlug en vries en vlug. En hoe ons dit kon besef en ook weet verstaan, maar hy reageer onmiddellik en ek vries. My vinger is so seer. Ja, so dit empower jou as jy verstaan hoe jy emosioneel werk. En dit beteken nie een van ons, jy weet dit, een ou sin is reg en die ander een verkeerd nie, maar net om te verstaan hoe werk jy emosioneel. In elk geval, so ek sit met Johan in my arms, ek kan vir die eerste keer oor hom rou, hom vashou, want daar in die hospitaal, ek het so 'n behoefte gehad om hom vas te hou, maar ek het besef, dit is vir Shaal te moeilik. So ek kon hom vashou en net teen my vasdruk en hom groet en afskeid neem en later net opstaan en aan die deur klop en sê ek is gereed. En ek het letterlik in die gees vir Johan in Jesus se arms neergesit en afskeid geneem, hom gegroet en vrede gekry. En dit was vir my so 'n ongelooflike experience, want dit is nie, ek wil amper sê, ek het gedink sielkundig, jy weet, gaan ek nou vir al hierdie sessies moet gaan, en jy weet, dit is nou 'n hele proses, en was net amazing, dit was so amazing en bevrydend. En dit was afgehandel, dit was regtig emosioneel afgehandel. Ja, ek raak baie keer nog hartseer, as ek daaraan dink of daaroor praat, maar as ek dink hoe ek was, dat dit so ontsettende fisiese pyn binne in my veroorsaak het, en al hierdie emosies, skuldgevoelens, ek bou hom nog
vashou, ek wou hom groet, ek wou nog dit, ek wou nog dat. En ek het afskeid geneem en dit was wonderlik. So, ja, as jy met pyn loop, as jy fisiese pyn ervaar, as gevolg van emosionele pyn, gaan na iemand wat jou kan help, wat professioneel is. Die Here wil ons vrymaak. Sien, een groot openbaring wat die Here my gegee het, was ja, die Here het 'n plan met jou lewe. Maar die realiteit is, die duiwel het ook 'n plan met jou lewe. En hy wil jou fisies, emosioneel, geestelik dood hê. Dis wat hy wil doen, hy wil jou vernietig. Hy wil al jou verhoudings vernietig. Hy wil hê jy moet stikkend wees, want hoe stikkender jy is, hoe minder gaan jy by jou skepingsdoel kan uitkom. Hoe minder gaan jy die in oorgawe kan leef. Hoe minder van 'n geseënde lewe leef jy, want jy het al hierdie negatiewe emosie wat binne in jou vassit. En dis nie jou skuld nie. Jy moet dit mooi hoor vandag. Dis nie jou skuld nie. Dis hoe die enemy werk. Van kleins af het hy 'n plan en kom sit goed vas aan jou. Dinge wat met jou gebeur, mense wat jou offend of seermaak, emosie wat jy nooit verwerk het nie, dinge wat jy nie eers besef nie, wat so diep in jou onderbewussyn lê. Die Here wil jou op 'n plek bring waar jy wil vrymaak. En waar jy in totale oorgawe emosioneel kan leef, waar jou verhouding met God heel eerste gesond is, maar waar jou verhouding met mense ook gesond is. Want hoe gesonder jy binne in jouself is, hoe beter is jou verhouding met die Here, beter is jou verhouding met almal om jou. En dit is my boodskap vandag. Dat pyn, ja, daar kom weer nuwe pyn. Ja, daar kom weer nuwe dinge. 'n Sekonde van nou af, 'n minuut, 10 minute van nou af, sê of doen ek weer iets wat my laat skuldig voel, of wat ek besef, daar word ek nou weer, ons is menslik. Ons is mense, ons is in 'n stikkende wêreld. Maar hoe wonderlik, die Here kom en sê, ek wil met hierdie pyn deel. Ek wil hierdie skuldgevoel, ek wil hierdie emosie wat jy ervaar rondom die feit dat jy offended voel, of iemand iets gesê het, of iemand jou te nagekom het, of jy iemand te nagekom het. Ek wil jy moet vrykom, sodat jy kan lewe en dit in oorvloed. Jy sien, ek besef dit so baie, die enemy probeer mense so besig hou vir my, so besig hou, dat ek nie by hierdie dinge kan uitkom wat belangrik is, noodsaaklik is eintlik, om vir mense te sê, almal van ons het pyn. Almal. Jy moet mooi hoor wat ek sê. Almal van ons het pyn. Niemand van ons is van yster of klip. Wel, daar is mense wat se harte so verhard het, maar ons weet hoe destructief hulle is en hoe seer is dit om naby hulle te kom. Almal het pyn. Is hoe jy dit hanteer. En wanneer die Here of die Heilige Gees, en ek bid nou, Here, dat U vir die wat luister na hierdie video, wat pyn binne in hulle het, al is dit onvergewensgesindheid, of Here, Heilige Gees, U is so getrou. U sal hulle nou bewus maak van dinge wat hulle eintlik al van vergeet het. En wat hulle nou bevryding voor kan kry deur net te sê, Here, ek bring hierdie nou na U toe. Dankie dat U dit openbaar. Dankie dat ek dit nou net voor U kan neersit. Dankie dat ek dit kan oorgee, Jesus, in U hande. Dat U gesterf het vir dit, vir alle pyn, en dat ek nou vry is. Ek vergewe hulle wat my te nagekom het, en Here, vergewe hulle asseblief. Ek vergewe hulle en vergewe U hulle asseblief ook. En jy weet, dis nie altyd maklik nie. In 'n vorige video het ek julle vertel van, wel, ek het eintlik, daar was eintlik meer as een oom wat aan my gevat het, en dit was baie moeilik vir my om hom te vergewe. Ek het baie met hom te doen gehad, en dit het regtig 'n baie groot invloed op my lewe gehad, ook op my seksuele verhouding met my man, het dit 'n baie groot rol gespeel. En dit is alles maniere hoe die duiwel steel, want
hoe langer hy jou in daai pyn kan hou, hoe langer is jy gevangene van daai pyn en hoe langer is die rek hy die proses uit en dit wat saam met dit gaan. So en ek het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek loop met hierdie, U het my bewus gemaak, Heilige Gees, oor en oor sê U vir my, ek moet hierdie man vryspreek, ek moet hierdie man vryspreek en ek kan nie hom vergewe nie, maar ek wil. En as mens eers op daai plek kan kom en sê, hierdie mens het my so te nagekom en so bitter seer gemaak. Maar ek weet, as ek nie vergewe nie, kan U my nie vergewe nie. En ek kan nie gevangene bly van hierdie pyn nie. So Here, ek kan hom nie vergewe nie. Uit myself uit, ek kry dit nie reg nie. Maar ek wil nou. En jy weet, die geheim is, dit het die Here vir my geleer, jy moet eers by die punt kom waar jy wil. Ek wil nou. En dan, jy vir hom begin bid. Jy sien, want dis moeilik, dat voordat jy nog nie vir daai persoon kan bid nie, is jy nog nie vry nie, is jy nog vasgevang in daai pyn, voor jy hulle nie kan bless nie, voor jy hulle nie vryspreek, en hulle bless, en vra jy seën hierdie persoon, seën sy familie, dan is jy nog 'n gevangene van daai pyn. En emosioneel en geestelik vat dit 'n ruk vir daai twee om by mekaar uit te kom. So, wanneer ek oor en oor sê ek vergewe jou en ek seën jou, in die gees gaan hulle by mekaar uitkom. En daai emosie, daai pyn raak letterlik oor tyd minder en minder. En dit is hoe jy vrykom. So, moenie dat die duiwel vir jou vertel, ag, jy het hierdie persoon al 100 keer vergewe, maar jy bly sit nog met hierdie emosionele pyn, fisiese pyn, of as iemand iets sê, dop jou maag om, jy weet oor hulle, dan sit net 'n wonderlike geleentheid om te sê, dankie Here, ek spreek daai persoon nou weer vry, en ek seën hulle, en ek bid vir sy familie. En so, stappie vir stappie, sal jy vrykom. Dis baie keer 'n proses, en ons is ongeduldig, maar hou net aan, emosioneel sal jy al ligter word, en die gees en die emosie gaan by mekaar uitkom, en jy gaan geestelik vrykom. Dis eintlik, die gees lig die emosie totdat jy daar kan kom. Dit is, ek weet nie, ek druk myself dalk verkeerd uit, maar dis so ek het ervaar het. Dis eers wanneer jy dit in die gees doen, moenie probeer om dit in die vlees op te los nie, jy gaan nie kan nie. Dit is nie moontlik nie, die pyn is te groot. Maar in die gees, as jy sê ek wil, kan nie, maar ek wil, dis wanneer jy begin met jou bevryding. Ek hoop hierdie video seën jou, en ek hoop julle het 'n geseënde week.